Jesus is besny in sy voetspore die tweede tree. Wanneer 'n Joodse ouer sy kind gebring het om besny te word, het hulle 'n geloofsdaad gedoen. Hulle het daar gesê, luister, God leef en hy het beloftes en dis waar vir my en is ook waar reeds vir my kind, want dit gaan oor God se beloftes. En ons lees dit in Genesis 17 en vers 12 waar hy sê, 8ste dag moet die seuns dan besny word. So God maak nie foute nie. En ons lees dit in Lukas 2 dat Jesus besny is. Wat het gebeur? Hoekom moes hy besny word? Wel, die eerste ding is dat ons so mooi lees, is dat Jesus moes dit deurgaan, want hy is die vervulling van die beloftes. Die tweede ding is, dis die dag wat jy amptelik jou naam kry, en hy moes Jesus genoem word, want sê die woord, die Engel sê, hy gaan baie verlos. En dan derdens, en dit is vir my die belangrikste, hy word die brug tussen die ou en die nuwe verbond. Die ou verbond, besnydenis, bloed moes vloei, hy het dit volmaak gedoen aan die kruis, en die nuwe verbond, water, teken, simbolies, reiniging is reeds gedoen. So, bittermooi, twee dinge wat bittermooi gebeur het by die besnydenis is, sy ouers het duiwel gebring, en daardeur het hulle Jesus hom nie net geïdentifiseer met die arme mense, maar het kom deel word aan. En die tweede ding is, sy ouers het die offerbeloftes nagekom, en daarom kon hy sterf aan die kruis, en hy kon hierdie simbolies, die ou en die nuwe verbond, kon hy vir ons volmaak bring. So wanneer ons kinders doop, kan ons weet, as eerstgeborene, Jesus wat eerstgeborene is en besny is daar stringkinders wat kan deel in wat God gedoen het in Jesus. Ouers kan weet, soos Maria behoort ons kinders ook aan God, en die naam wat hulle kry met die doop of die inseën is vir ons as Christene ryk aan betekenis. Daarmee kan ek as ouer sê, God sê vir hierdie kind, jy is myne, ek het jou by jou naam geroep, jy is reeds kosbaar vir my.